Ja, ek's bietjie van 'n ongeluksvoël. My vrou beklei baie met my, ons moet elke 3 maande 'n nuwe pak glase koop. En ek breek 100% van daai glase. Ek het bietjie van 'n probleem. En ek het nou agtergekom, superglue maak nou nie alles altyd reg nie. Relax, all awesome, dis beplan, asseblief. Sien baie van julle gaan, die arme pastoor. Hoe gaan hy nou maak? Ek wil vir julle volgende teksgedeelte lees. 2 Korintiërs 4 vers 7 in Engels. En ek wil vra waar jy is vir 'n oomblik, staan net gou vir my op vir 'n oomblik. It says, but we have this treasure in jars of clay, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Heilige Gees, ek bid dat jy met elkeen van ons vanoggend sal praat. Dankie dat die woorde wat ek vanoggend spreek nie uit my eie is nie, maar deur U, in waarheid en in liefde. Amen. Jy sit plek in en baie dankie. Wie van julle het letsels in jou lewe, littekens, skaars? Kom ons skaars. Julle skaars? Ek het 'n paar skaars. Ek het so een kleintjie hier. Ek vra nou die dag vir my ma, ek kan nie hierdie onthou nie. Waar kom hierdie vandaan? Sy sê vir my, toe jy 'n babatjie was, toe was jou naels baie lank. En ek was bang om dit te sny, toe krap jy jouself. Toe jy 'n teken hier, so ek sê, dankie ma. Kon ma dit toelaat? Ek het ander littekens, ek het ene hierso, jy weet mos mans in hulle egos. By 'n swembad besluit ek nee, ek gaan vir almal wys hoe hardloop en spring jy in 'n swembad en ek gly en ek slaan hierso so vas en dit is net bloed en Ek het ander littekens. Ek het een hier op my hand waar jy baie mooi kan sien wat gesny was. Ek het 'n blinde darm wat al uitgehaal is. Wie se blinde darm is al uitgehaal? Vandag hulle los net so klein tekentjie, né? Maar net 'n baie snaakse verhaal. So hoe dit gebeur het is actually baie funny want ek en my vrou, ons bly in 'n garage. Dis ons plek wat ons mee begin. En ek sluit die sekuriteitshek en die hek se sedel breek af daai aand in die hek. En ek is moeg en ek sê, ag nee man, hierdie is môre se worries. Jy al so 'n dag gehad? Dit is môre se worries. Ek gaan nie nou hieroor worry nie, ek gaan slaap. Ek sal môre uitfigure hoe breek ek dit my eie huis uit. En ek gaan slaap daai aand en daai aand wil my blinde darm bars. En ons kan nie uitkom uit ons eie plek nie. En ek en my pyn is so dom oomblik. Ek gryp 'n baadjie en ek sit dit om my hand en ek probeer die venster uitslaan soos 'n movie hero. Jy weet jy van die superheroes. En ek slaan in die glas en die glas sny in my hand tot op die been. Nou gaan ek dokter toe. Want dit is seer en is seer. En ek kom by die dokter aan. Die dokter sien die bloed. Hy sê vir my, okay, ons gaan gou-gou vir jou steek in. Ek sê, dok, dis nie my hand nie, dis my blinde darm. En die dokter kyk my so en hulle spuit my in. Jong, is seer, ek skree. Die dokter vervies homself vir my. Hy sê, man, hier's 'n 6-jarige meisie hier langs wat meer kan vat as jy. Julle, ek is so kwaad. Jy weet as dit so awkward stil te raak. Hy awkward, die dokter voel nou het hy verkeerd. Nou, hy sê vir my, ag sorry, dis 'n lang skof gewees. Jammer. Maar nou is ek braaf. Ek sal nie nou huil nie. Dis 'n storie wat ek onthou van die littekens wat ek het. En ons almal het littekens. Party littekens is bietjie dieper. Miskien is dit littekens hierso waar jy chemo ontvang het, want jy moes deur kanker gaan. Miskien is dit littekens waar jy jouself gesny het, want emosioneel was jy stomp.
Miskien is dit emosionele littekens wat niemand kan sien nie. Jy kom uit 'n vorige huwelik uit en jy dra nog die merke van die woorde wat gesê was. Dit kan wees dat jy deur 'n dramatiese ding was, dat iemand by jou huis ingebreek het en jou lewe gedreig het. En hierdie sit 'n littekens en dit beïnvloed hoe jy besluite vandag neem. En jy's genees selfs daarvan, maar die merke is nog daar. Ons almal dra hierdie merke van die lewe. Party van dit is nie ons skuld nie. Party van dit is ons skuld. Ons het dit self veroorsaak. En so tyd terug kry ek myself op 'n plek. Dinge gaan nie so lekker nie. En ek het nou nog uitgewerk. Ek is vandat ek 18 is eintlik al in die bediening. Ek is 38 jaar oud nou en soos al 20 jaar wat ek my lewe gee vir die Here in sy koninkryk. En ek gaan deur hierdie en ek gaan deur 'n baie emosionele moeilike tyd. En ek sit saam met die Here en ek sê, Here, ek het so baie littekens. My rug is vol van die merke van mense wat my seer gemaak het in die kerk. Mense wat ek gehelp het, mense wat deur moeilike tye gegaan het en ek was daar vir hulle. En in 'n oomblik vervies hulle self en na 5 tot 10 jaar wat hulle saam hierdie pad stap, gaan hulle net weg. Maak nie reg nie. Ek het nuus vir jou. Ons as pastore voel ook. Ons kry seer. Ons is mense. Here, ek het soveel littekens, ek voel nie goed genoeg nie. Ek is nie gedissiplineerd genoeg nie. Ek moet hierdie persoon wees wat mense na opkyk in die kerk, moet 'n sekere manier lyk, moet 'n sekere manier optree. En as ek 'n fout maak, jy weet, dis een ding as jou man vir jou kwaad is, maar as jy kwaad is vir die pastoor want hy het hard met jou gepraat, dis dit erger. Want die pastoor moet mos beter weet. Stil vanoggend hierso. En ek het soveel littekens wat ek dra. En ek sê vir die Here, Here, ek is moeg en ek is seer. En ek voel soos 'n man wat deur oorlog is vir jare. Ek dink nie, ek kan dit meer doen nie. Ek is nie goed genoeg nie. I can't do this. Daar is ouens wat beter praat as ek. Daar is ouens wat 'n beter pa is, wat beter leiers is, wat soveel meer doen. Here, I'm done. En die Here is stil. Jy al so 'n oomblik gehad, jy praat jou hart uit, maar die Here is stil. En so 2 weke terug, gebeur daar iets met my, en dit is baie persoonlik, ek deel dit met julle, want ek wil getuig van hoe groot God is. 'n Persoon profeties kom na my toe, glad nie in ons gemeente, ken glad nie my storie nie. Hy kom na my toe en hy gee vir my kompliment, hy sê, ek wil net vir jou sê, ek admireer jou. Maar jy weet, as iemand vir jou kompliment gee, ja, dit gaan dan raak jy so awkward. Ag, dankie. En hy sê vir my, want jy het soveel letsels in jou lewe, en soveel merke, en die Here wys vir my, jy het vir hom gesê, you've got so many scars, maar hy wil jou nog steeds gebruik, en hy wil jou meer gebruik as ooit. En ek huil en ek besef hoe groot God is. Vanoggend wil ek bietjie met julle deel hoe ons deurgaan in hierdie littekens, hierdie letsels, hierdie skare van ons lewe. Want ons almal dink as Christene alles moet net reg gaan. As dit nie lekker gaan met die besigheid nie, dan wat sê ons? Is die Here nou kwaad vir my? As dit nie lekker is by die huis nie, of ons gaan deur 'n moeilike tyd, of ons raak siek, dan sal ons elke keer dink, wat 'n sonde het ek nou gedoen, laat hierdie met my gebeur. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Die eerste littekens, en hierdie is gewoonlik die moeilikes, is die selftoegediende littekens. Dis die goeders wat ons doen aan onsself, die foute wat ons maak. Het mense al vir jou gesê om nie iets te doen nie, dan doen jy dit anyway? Wie het al sulke foute gemaak? My vrou sal vir julle wys, ek het al baie, okay? Ja, ons almal het al sulke foute gemaak. Hulle waarsku jou, hulle sê jou, wat jy nou gaan doen, moet dit nie doen, jy gaan seer kry. Wat weet hulle?
Ek weet dis my lewe. Ek sal maak met my lewe wat ek wil. Maar as jy 16 jaar oud is, dan dink jy mos so. Moenie vir jou tiener kyk nie, los hom uit. Maar ons kry byvoorbeeld die verhaal van Samson. Samson, gekies deur God, groot roeping in sy lewe, gekom om die Israeliete, hy was eintlik 'n superheld. Weet, superheroes is nou groot. Okay, hy was 'n ware lewende superheld. Hy was deur God geroep, bekragtig, afgesonder. Mense het van hom geweet. Die Israeliete het gesê, kyk hoe amazing wat het Samson nou weer gedoen. Hy het duisende verslaan op sy eie. En Samson word gevul met trots. En ons sien stadig maar seker hoe Samson begin foute maak. Hy begin eer vat vir homself. Hy begin met 'n Filistynse vrou wat die Here verbied het in daai tyd. Hy sê hy kan dit handle, hy kan dit hanteer. En ons sien hoe hy tot 'n val kom op so 'n punt dat die vyande hom vang, sy hare afsny, sy oë uitsteek. En hy's 'n swak man in die tronk. Hulle vat hom en sleep hom voor hulle en hulle begin hulle God aanbid en sê, kyk, ons grootste vyand is deur ons gode uitgelewer. Hy word oor die vloer getrek, soos 'n skouperd word hy gesit tussen twee pilare. Hy's vol skaars. Wie se skuld is dit? Die Here se skuld? Of Samson se skuld? Was nie deel van God se plan dat Samson deur dit moes gaan nie. En baie keer gaan ons deur dinge in die lewe, is nie deel van God se plan dat jy moet deur dit gaan nie, dis as gevolg van die besluite wat ons self geneem het. En hoor wat gebeur in hierdie oomblik. Judges 16 says, then Samson prayed to the Lord, sovereign Lord, remember me. Please, God, strengthen me just once more and let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes. Then Samson reached towards the two center pillars of which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Samson said, let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. God in sy genade kies om ons nog steeds te gebruik, al maak ons foute. Al maak ons foute. En baie van ons loop miskien nog met hierdie goed in ons lewe rond. I've got scars, ek het foute gemaak in my lewe. Die Here sal my nooit kan gebruik nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jouself voor God humble, if you humble yourself before God, jy erken jou foute, He will use you for His kingdom. Because He loves you. Hy's liewer vir jou as wat jy ooit kan dink en verstaan. Ons moet so versigtig wees, want ons kom baie keer op 'n plek, ons blameer die Here vir hierdie foute mos, né? Ons grootste ding waarmee ons sukkel baie keer, veral ons as mans, 'n bietjie van 'n geneigtheid, is om verantwoordelikheid te vat vir jou eie lewe. Ons blameer die ekonomie, ons blameer hierdie vrou, maak soos Adam, Here, hierdie vrou wat U my gegee het. Ons blameer alles en almal, but it's us. Ons is verantwoordelik. Die tweede een is onbeplande littekens. Jy verdien dit nie. Jy het niks verkeerd gedoen nie, maar dit gebeur met jou. So iets sal met jou gebeur? 'n Trein het my getref, soos hulle sal sê. Dis nie jou skuld nie. Jy het dit nie veroorsaak nie, but it happened. Jy raak siek, jy het geoefen, jy het jou veggies geëet, en jou vleisies, en jy het gedoen wat jy moet doen, maar jy raak siek. Wat gebeur gewoonlik? Ons blameer ook die Here. Ons raak kwaad. Here, hoekom gebeur hierdie? Ek het alles gedoen wat U vir my gevra het. Ek het 'n storie, wag voor ek daar kom ons gaan eers na Josef. So, Josef, baie mooi verhaal in die Bybel, jongste,
deur sy eie broer sy familie verraai. Kom ons wees eerlik, vriende maak seer, maar familie maak seerder. Is dit nie? Deur sy eie broers, die wat veronderstel was om lief te wees vir hom, verraai. Hulle wou hom eers doodmaak. Toe het een van hulle simpatie en sê, nee, wag. En toe verkoop hulle hom. En daarom 'n goeie prys gekry. Verkoop hulle hom en hy raak 'n slaaf. Het hy dit verdien? Nee. En hier werk hy in 'n slaaf in 'n huis. En hy gee sy alles vir dit. En die Here seën hom. En die woord sê, die baas van die huis, hy het nie nodig om eers mee te werk nie. Josef kyk na alles. En Josef kom hierdie vrou en hy's besig om te verlei en hy hardloop weg. En hy word geblameer en hulle stuur hom tronk toe. Hy het alles reg gedoen. Maar hy gaan tronk toe. Hy het skaars. Dink bietjie hoe moes Josef gevoel het. Dink julle Josef het ingegaan, gaan ek nou tronk toe. Okay. Nee, seer gemaak. Hy het weer alles gegee en weer is hy seer gemaak. En in die einde, ons ken die verhaal hoe God hom oprig. Hy die tweede magtigste man raak. En sy broers kom na hom toe. En ons lees in Genesis 45, then Joseph said to his brothers, come closer. Hulle was bang toe hulle sien wie dit is. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt, and now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. God is nog steeds in beheer. Ek gaan nou nie 'n persoon se naam sê net om hulle te beskerm. Ek ontmoet hierdie amazing persoon in die Kaap. Is van die min mense wat ek al in my lewe gesien het. Hy stap letterlik in die mall in. Dan begin hy met 2 mense oor Jesus praat. En die volgende oomblik is al 50 mense om hom. En hy's besig om te preek. Was een van die amazingste belewennisse wat ek gehad het. En hy het so diep kennis oor die woord. Ek sal vir ure by hom sit. En hy probeer met ons bietjie praat oor genade. En en hy sê, in die volgende oomblik kom sy seun ingestap. Awesome ou. En ek sien hoe lief is Doelhy vir, daar's ek se naam, sorry. Ek sien hoe lief is hy vir sy seun, en sy seun gaan weg, en hy praat weer oor genade met ons, en hoe groot God is, en die volgende oomblik sê, I want to tell you a testimony. Hy sê, 'n paar jaar terug, toe het hulle inbraak in sy huis, en sy vrou is verkrag. En sy raak swanger. Praat van skaars. En die Here werk in Doelhy se hart en hulle het nie abortus nie. Hulle maak die kind groot as hulle eie. Was nie bedoel om dit om te gebeur nie. Maar ek kyk na hom en ek sê vir myself, kyk die genade van God en die diepte van sy liefde. En sy lewe is 'n getuienis vir duisende. Sekere skaars in ons lewe gebeur met ons en ons verstaan nie altyd hoekom nie. Maar dit werk altyd uit tot die glorie van God. Jesus het dit nie verdien nie. Jesus het dit nie verdien nie. En tog het die merke op sy hande en sy voete die wêreld gered. Isaiah 53 in NIV sê, He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearer, in silent, so he did not open his mouth. By oppression
and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was punished. Hy het dit nie verdien nie. En tog het hy geweet, dit is hoe dit moet wees. Hy het stil gebly. En hy het dit gedra. Daar gaan goed met ons in ons lewe gebeur, wat baie keer ons nie gaan verdien nie. Ons gaan nie skaars miskien daarvan hê. But everything will work for the glory of God. Alles. Die laaste een is die littekens van die lewe. Paulus, as ek gee van die grootste voorbeelde. 2 Corinthians 11 verse 24 says, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 5 keer is hy geslaan gewees, 39 keer. En dink bietjie by jouself, hoe moes daai man se rug gelyk het? It says 3 times I was beaten with rods, once I was pelted with stones. Hy het dood gegaan. Hy het weer opgestaan en toe gaan hy terug na hulle en toe sê hulle, is julle klaar? Hy sê, I spent a night and day in the open sea. I've been constantly on the move. I've been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. Ek dink hy was baie in gevaar. I have labored and toiled and I have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of the concerns for all the churches. Who is weak and I do not feel weak? Who is led into sin and I do not inwardly burn? If I must boast, I will boast on the things that show my weakness. Hy probeer nie hierdie dinge sê om te sê, kyk hoe great is ek en waardeur ek alles is vir God se koninkryk nie. Hy probeer hierdie goeters wys om te sê, ek is deur al hierdie goeters en ten spyte van dit, ten spyte van die swaar en die seer en my liggaam wat gebreek is, ten spyte van die moeilike tye wat ek nie verdien het nie, ten spyte van dit alles, die glorie aan God. Want hy het my deur al hierdie geneem. Ons het baie keer hierdie mentaliteit dat as Christene, dat when you are blessed, dan moet dit goed gaan net met jou. En as dit nie goed gaan met jou nie, dis 'n regte westerse manier om te kyk na Christendom. Ken jy daai, ekskuus, ek wil nou nie op tone trap nie. Daai evangeliste, as jy vandag saai, gaan jy 5 keer terugkry. Wat 'n lot nonsens. God het ons geroep om lewende offers te wees vir sy koninkryk. En raai wat, daar gaan oomblikke wees, wat jy gaan deur moeilike tye. God is nog steeds met jou. Daar gaan tye wees, wat jy dit nie verdien nie, maar dit is deel van God se plan, because he's working on you. En in die einde gaan daar merke miskien oorbly, maar raai wat, dit gaan vir God glorie gee. Because you cannot boast in your strength, your talent or your ability. Want jy sou dit nie maak op jou eie nie. Dit gaan oor hom en hom alleen. Ek sit nou die dag, ek hoop nou nie ek gaan op iemand se tone trap nie, maar soos julle my nou nie volgende week sien nie, dan weet julle ek het aanbeweeg. Ek sit nou die dag met 'n persoon, hulle is nou kwaad vir hulle pa. Hulle pa het nou 'n fout gemaak of iets nie reg gesê nie en hulle wil nou nie meer met hulle pa praat nie. Want hulle hart het nou seer. En ek verstaan dit. Ons het 'n geneigtheid om kwaad te raak wanneer ons seer gemaak word. Ons eerste reaksie is gewoonlik om te slaan. Ek ken iemand wat geslaan word, dan gaan hulle maar net, eina. Okay, jou eerste reaksie is om terug te byt, om met seer. En ek vra vir hulle die vraag, ek sê, okay, jy's kwaad vir jou pa. Hy sê ja. Ek sê, het jy in 'n warm bed geslaap elke aand? Ja, okay, wonderlik.
Het jy kos gehad op jou tafel elke aand? Ja, nee, ons het genoeg gehad, meer as genoeg. Ek sê, het jou pa vir jou skool betaal? Ja. Ek sê, het jou pa vir jou studies betaal? Ja. Ek sê, okay. So as ons wil kwaad wees, dan moet ons kwaad wees oor alles. Jy moet kwaad wees vir jou pa, omdat hy vir jou, na jou gekyk het. En jy moet kwaad wees vir jou pa, omdat hy lief was vir jou. En jy moet kwaad wees vir jou pa, omdat hy opofferings gemaak het, sodat dit goed kan gaan met jou in die lewe. En jy moet kwaad wees vir jou pa, en hulle word soepstil. Ons raak selfs ook dieselfde met God, want hy is ons pa. Ons miskien verloor ons iemand in ons lewe, en ons is seer daaroor, en ons eerste reaksie is, ons wil kwaad wees vir die Here. Hoe kon die Here toelaat, dat my ma sou sterf? Dis reg, maar wees dan kwaad vir God vir sy voorsiening, wees dan kwaad vir God, dat hy nog altyd daar was vir jou. Hy is God. Hy is God. En mag my lewe nog baie littekens hê. En mag dit wys op die opofferings wat gemaak word vir sy koninkryk. Mag jy dit met trots dra, sodat dan mense na kan kyk en kan sê, ten spyte van dit, kyk wat het die Here gedoen deur jou lewe. Shalene, kom vir my op vir 'n oomblik asseblief. Ek wil vra dat ons oë sal sluit vir 'n oomblik. Twee Korintiërs 4, dan gaan ek weer lees en jy kan op die bord kyk of jy kan jou oë gesluit hou. It says, but we have this treasure in jars of clay, to show what the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. God doesn't allow us to have scars to remind us that we've been hurt, but to remind us that we've been healed. Ons is net kleipotte. Maar vir 'n oomblik jou oë oopmaak. Ons is nie so great soos wat ons dink ons is nie. Ons breek baie maklik. En wanneer ons breek, ons kan superglue gebruik, ons kan die beste goed gebruik, ons probeer aan mekaar vassit, maar daar gaan maar nog altyd merke wees. Maar die woord sê duidelik, the greatest treasure, die grootste skat, het God gekies om binne in jou te sit. Ten spyte van hoe maklik en gebroken ons is. Sodat juis die glorie nie sal kom vir onsself nie, maar dat juis hy al die glorie kan ontvang. Ek voel in my gees, dis mense wat hier so sit vanoggend en jy stikkend en jy het vrae. En jy voel kwaad miskien vir die Here of vir mense om jou wat jou teleurgestel het. En jy dra die merke op jou rug, op jou arms, in jou hart. God wil dit kom genees. Daai merke gaan soms nogal bly. Nie om die seer te onthou nie, om te onthou wat God vir jou gedoen het. Kom ons sluit ons oë. Ek voel as iemand hier so, jy het jouself gesny, het jouself fisies seer gemaak. En jy skaam oor daai merke. Ek voel hoe die Here vanoggend vir my sê, moenie meer skaam wees nie, want hy het jou genees. As mense daarna kyk en jou vra, kan jy sê dit is so, kyk dit is wat ek gedoen het. Maar God het my vrygemaak.
Ek sien, hier sit mense vanoggend hier so in. Jy het seer. Jy dra merke. Jy was kwaad vir die Here en kwaad vir mense, en jy was eintlik maande, jare lank in die kerk. Vanoggend wil God vir jou sê, ek was met jou al die pad. My vra vir 'n oomblik, ek wil ons die ligte net 'n bietjie afsit. As jy vanoggend hier so is, en jy het seer, net daar waar jy is, my vir 'n oomblik staan nie. Ek wil vir jou bid. Oë is gesluit, niemand kyk nie. Staan op vir my daar waar jy is. Sê, Here, hier is ek. Daar's baie mense wat staan. Daar's nog mense wat moet staan. Ek gaan dit nie forceer nie. Die Heilige Gees praat met jou. Jy voel soos hierdie gebroke pot. You've got scars. Ja, sê. Kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë. Abba Vader, ek wil kom bid vir elke persoon wat nou staan. Wat merke het, wat wonde het, Here, wat seer is. Wat swak voel. Wat nie goed genoeg voel nie. Miskien is dit dat hulle dit self veroorsaak is. Deur sonde, miskien is dit dat hulle niks verkeerd gedoen het nie, dat dit net met hulle gebeur. Dankie dat U 'n God is wat genees. Ek bid dat U hulle nou sal genees deur die Heilige Gees. Dat hulle die merke sal dra in hulle lewe, Here, om U glorie te gee. Dat mense gaan kyk daarna en sê, kyk wat het die Here gedoen in my lewe. Dankie vir die vryheid wat dit bring. Dankie dat U 'n God is wat in beheer is. Dat U 'n God is van liefde. En ons sê